10 minute na 1, goeiemiddag, as jy nou net inskakel het, jy is ingeskakel op middag, saam met my Jennifer Meiburg, in die plek van Annelie Bouwer, wat nog vir die hele week, volgende week in Suid-Korea rond 'n toer en rondreis, maar dit beteken, ek het die voorreg met 'n klomp lekker kunstenaars gesels, en vanmiddag gesels ek met Christian Baartman, goeiemiddag. Dag sê. Hoor nou, die stem is mooi, die trein nie so baie nie. Wag, byt gou 'n bietjie vas. Ja, dat vir is wie hoor. skree jy? Ek is 'n Sharks ondersteuner. Ek is so jammer om te hoor. Kan ons vir jou bid? Kan ons 'n oomblik Christian. vat? Ons is in Pretoria, jy besef. Ek doen. En nie hierdie naweek nie, volgende naweek is 'n groot wedstryd. Ja. So ek is op die oomblik actually besig om saam met my groot vriend Simon Phillips deur al die hoërskole te gaan in Pretoria, om 'n bietjie net die mense weer opgewonde te maak oor die bulle en wat ons doen daar op Loftus. Want hier in Kaapstad het die berg en Durban net natuurlik al die riots, maar ons het Loftus. Wat een van die mooiste en beste geboue in die wêreld is. Ja. So, jy weet, ek is 'n trotse bil en ek is 'n trotse Loftus man. So, ja, ek is dankbaar vir die Sharks, want ons het iemand nodig om te wen. Ag, weet jy Christian, dis nou die einde van hierdie onderhoud. Dankie Tot ziens, dankie dat jy was. Dis ek's okay. I'll take it. Daar's niks soos goeie kompetisie nie, en gesonde kompetisie nie. Gesonde kompetisie, ja. Jy sien, die lewe sou vervelig gewees as almal dieselfde was. Hoorie, hoe 2025 jou hanteer? Interessante jaar gewees, interessante jaar. Dit het my baie gevoel soos 2020, hoor. Dit was, ek weet nie, elkeen het seker maar 'n ander ervaring, maar dit was baie wrywing in die bedryf. Okay. Ouens het nie begrotings gehad nie. My kliënte wat gewoonlik groot events doen, het laas jaar net nie geld gehad daarvoor nie. So hierdie jaar lyk al baie beter. Ek meen, ek het al klaar in die eerste 2 maande meer gedoen as die eerste 6 maande van laas jaar. So ek is opgewonde oor die ekonomie, wat hy doen. Dus nou, as jy ons ouderdom kom, dan begin jy goeie sê oor soos die ekonomie. Want jy voel dit in jou beursie. Jy weet, as ek loop uit, spar uit met R600 se groceries, en dan sê ek soos, maar ek het net 2 sakkies. Jy het 'n brood en 'n melk gekoop. Ek het letterlik 2019 uitgeloop met R300 en dan was dit 4 sakkies. So, almal voel dit, né? Ja. So ek is opgewonde oor die jaar. Ek dink ons stabiliseer weer 'n bietjie met die ekonomie en wat aangaan, en ons is besig om 'n bietjie uit te figure hoe werk hier lewe met die nuwe pryse. En ons almal is ook 'n bietjie minder bang nou. So ek is opgewonde vir 2026. Dit voel soos 'n momentum jaar, dink ek. As ek kyk na die vertoning. Weer eens, ek praat baie, jy weet dit van my. Ons musikante is op die grassroots van wat in die ekonomie aangaan. Van die heel eerste ding wat jy van ontslae raak is niceties, is die nice to have goeders. En om vir 'n musikant te boek vir jou 40ste verjaarsdag is 'n nicety. Dis nie 'n necessity nie. Ja. Nee, so iemand wat my 2 jaar terug het ek seker 20 of 30 40stes gedoen. Ek het laas jaar 4 gedoen. Sure. So ek kan voel aan die ekonomie iets is nie lekker nie. Ja. En ek kan voel hierdie jaar begin hy weer lekker optel. So ek is opgewonde oor hierdie jaar, en ek dink ons altyd potensieel vir groei wanneer dinge 'n bietjie sleg gaan ekonomies, en ons is nou in die groeikurwe. Net omdat Naspers af is, beteken nie die res van ons is af nie, jy weet. Sies, ek laat my ouderdom nou vreeslik erg uit. Wel, jy sê dit, en dit jy net nou gesê, as jy by ons ouderdom kom, nou wil ek weet, praat jy van ons ouderdom, of praat jy van jou eie ons? Nee, dis definitief in ons 20's, nee. Ons is nou vroeger 20, 22, dis daar, jy weet. Ek maak dit seker oor wat jy sê. Ja, definitief. Jy is nou, jy het 21 geraak laas jaar, nee. Ja, ek onthou. Dankie, ek mag gelukwens vir dit. Baie Visvang, hoe gaan dit met die visvang? Kon jy daar in Desember 'n bietjie visvang? Nee, nie waar ek wou nie. Ek gaan gewoonlik so Douane toe. Ja. Maar ek het klomp vertonings gekry langs die Weskus. En ons het maar gesê ding in so Douane, vis sonder 'n snavel is nie 'n vis nie. So ek het 'n bietjie lyn nat gemaak, maar ek het niks om oor huis te skryf, jy weet, maar ek is baie lief vir daai diepsee, en as jy die lyne gooi vir die marline, dan begin dinge 'n bietjie anders vibreer in my lyf en my siel. So maar ek sta hopelik nou weer in Junie daar so vinnig. So ek hoop om 'n bietjie daar vinnig draai te maak voor Desember nog. Sê gou vir my, wat is die grootste vis wat jy al uitgetrek het? Tuna? Hoe groot was dit? Hy was so 160, 180 kilogram.
Nee, dat was nie so groot nie. Ek moes maak om 120, 130. Jy weet ons hou daarvan om 'n bietjie te my vis was so groot gewees. Jy weet. Moenie, jy het nou jou gitaar daar en jy gaan vir ons Yes. iets speel, maar ek wil ook net gou vir die luisteraars sê. So Christian het hierdie ongelooflike vaardigheid waar hy 'n verskeidenheid woorde kan vat, random woorde wil ek half sê, en dan kan hy 'n liedjie maak met die random woorde. Nou terwyl hy nou nie 'n random liedjie gaan sing nie, 'n regtig erge liedjie gaan sing, gaan ek so lank vir jou vra. Stuur vir my 'n woord, verskillende woorde. Dan gaan ek hierdie woorde wat jy vir my stuur vir Christian gee. En dan gaan Christian net vir ons nog 'n liedjie doen met hierdie woorde. So die eerste woord wat in jou kop opkom, stuur hom asseblief. Onthou dis familievriendelik. Asseblief, ja. So eerste woord wat in jou kop opkom, stuur hom 'n bietjie nou en dan gaan ons net nou laat Christian vir ons 'n lekker liedjie As doen. loftes per ongeluk in julle kop opkom, gaan ek nie negatief wees alweer. Loftes op die blou bulle. Okay, maar tussen wat gaan jy nou vir ons stuur? Ag, Steve, wat gaan jy vir ons nou sing? Ek kan nie nuwe enetjie vir julle wat nou vandag uitgekom het, kan ek vir julle sing. Ja. Terwyl ek sê nou ek spot so ek het al oor die 100 liedjies uitgebring in die laaste 15 jaar. So ek vergeet my eie lirieke. Ek gaan niks daaroor sê nie, want ek kan nie een liedjie se lirieke onthou nie. So ja. Ek het verdwaal in daai groot wêreld van jou, beloftes van ons wat was, die huis waarin ons sou pas, maar al daai woorde het my hart versmoor met al die tye waar jy net altyd jou sin sou kry, en al my liefde was nooit genoeg om jou seer stil te maak, hoe stil te maak. Niks wat ek kan doen nie, wat ek gesê het kon jou beter maak, Waar is al jou vrede, hier of in die hierde, waar het jy jou hart verloor? Gee my net 'n rede, sal jy my vergewe, ek bly altyd op jou spoor. As jy my stuk vir stuk opkou en weer uitspoeg, dan weet ek is net nie genoeg om jou weer heel te maak, Jy soek 'n redder om vir jou te red, maar daardie monster in jou is die een wat jou hou. Ek is bereid om saam met jou te staan tot dat die aarde vergaan, tot dat die wêreld gaan staan, en al my liefde was nooit genoeg om jou seer stil te maak, Niks wat ek gedoen het, wat ek gesê het kon jou beter maak, Waar is al jou vrede, hier of in die hierde, waar het jy jou hart verloor? Gee my net 'n rede, sal jy my vergewe, ek bly altyd op jou spoor. As jy my stuk vir stuk opkou en weer uitspoeg, dan weet ek is net nie genoeg om jou weer heel te maak, Christian Baartman, om jou weer heel te maak. Dankie Christian, dis die splinter nuwe enkelsnit. Ons moet nog oor hom gesels. Ons moet nog, ja. Maar voordat ons albei kom, okay, so ek het nou vir jou 'n paar woorde. So ek gaan nou vir jou so 'n bietjie van 'n heads up gee dat jy so 2 minute het om oor hulle te dink. Nee, dit vat nie, ek moet dit onmiddellik doen. Geen Moet jy dit onmiddellik doen? Okay, hier gaan ons. Okay. Is jy gereed? Ek's reg. Okay, ek gaan nou sommer enige woord vat hierso. Okay. Dierbaar, Vrydag, Parkrun, oppas, roomys, waarde en wat lemoen pampoentjie. Okay. Is jy gereed? Okay, hier gaan ons. Jy is my wat lemoen pampoentjie, jy is my dierbare vrug.
Jy is die mooiste pikkewyn wat ek ooit gesien het, wat ek ooit wil ken. Ja, Vrydag daar by die parkrand het ek jou ontmoet. Ja, die waarde van 'n roomys is meer as ek dit vir jou kan koop. Waar lê jou waarde, lê dit in jou hart? Waar lê jou waarde, sê my wat jy vat. Ek wil jou graag leer ken, ek wil jou by my hê. Nou sal ek jou sien, hier by Parkrand sal ek jou verdien. Sal ek jou verdien, my wat lemoenpan puntjie. Christian Baartman, dames en here, ek en hy gesels nou weer verder. Maar intussen, ons is nou so wat 6 maande in die nuwe programskedule en dis vir ons baie belangrik om te weet, dien ons jou met die beste moontlike radioproduk. Ons wil weet wat werk, wat laat jou inskakel en veral ook wat laat jou uit of afskakel. Die doel van die meningspeiling is regtig eenvoudig, eerlike, konstruktiewe terugvoer oor ons programme en inhoud. Die peiling is totaal en al anoniem, so jy kan met vrymoedigheid sê wat jy dink. So hoe neem jy deel? Deur die Google vorm op die website, die Groot FM 90.5 app of ons Facebookblad te voltooi. Dit neem enkele minute om die vorm te voltooi en is beskikbaar tot en met 6 Maart. Jou terugvoer is werklik vir ons baie belangrik. Soos ek altyd sê, ons is niks sonder jou, die luisteraar nie. So dis hoekom ons graag wil weet, waarvan hou jy en waarvan hou jy nie, of wat verkies jy meer van? Weet dat jy 'n invloed het. Dis vir jou wat ons wil verbeter. Rowan Josh met toevallig hier op Groot FM 90.5. Nou Christian Baartman kuier by my. Ons gesels, of ons moet nog gesels oor die splinter nuwe enkelsnit. Ek het ook vir Christian sommer afgesny toe hy wil sê hy sing vir die Bulls wedstryd. Dis net omdat ek jaloers is. Chris, kom jy nie? Moet ek vir kaart reël? Ag, dankie, ek sal gaan Jy wees. moet sê, ek sal vandag vir jou reël. En dan, wat gaan ons doen as die Sharks wen? Ek is 'n gracious loser. Ja. Ek gaan net nie noodwendig daar wees na die tyd. Nee, ek joke. Ek en Makra bepaal jy gaan lekker kuier daarso en DJ en ag en weet jy sê ons het deel het ons laas geklop op loftes en dit was nie lekker nie want die manne loop onmiddellik, jy weet. So ons probeer altyd die vibe hou na die tyd. Ek meen gewoonlik sit ek nog 1 uur die oggend op die hoofveld en chong my oë uit. Dis jammer. Ek het nooit in my lewe gedink ek gaan so groot rugby ondersteuner wees nie. Ek meen ek het kaas en wyn gespeel, ek was nooit goed met rugby nie, Ja? maar yes, ek is nou so lief vir rugby, is nie snaaks nie. En ek gaan kyk tot die provinsiale klub rugby. En ander sporte verlies oor ander sporte ook. Jong, jy gaan vir my lag. Ek volg nog ons netbal. Jy is nie ernstig nie, Christian. So my ma op WP gespeel. En ek was as 'n babatjie langs die veld gewees en Vanessa met die Toy is een van my oudste en beste vriendinne. En sy het natuurlik ek het haar ondersteuning gevolg al die jare as sy so oral getravel het en gespeel het. So ek het maar net 'n liefde gevind vir die game, jy ken die reels en ek is nie nou so clued up met wie almal die spelers is, maar ek kyk die games. Jy weet en ek geniet dit vreeslik baie. Dit en tennis, ek geniet tennis vreeslik baie. En ek het laasweek begin golf speel. Ek sak erg. Maar hulle sê dit vat maar tyd. So ja, ek dis interessant dat ek nogals ek deesdae nog en ek nog paddle begin speel nou en very interesting. Ek is nou nogals groot in sport. So jy het ontpop in hierdie sportster. Heeltemal, nee. En ek was into al hierdie nerdgoeders, gaming en computers en kameras en dinge. Nou is ek into karre en sport. Ek dis soos 'n 180 gewees vir my. Ek weet nie wat aangegaan het met my nie. Ek wil sê jy hoef nie sleg te voel oor die golf nie, want dit voel of niemand goed golf speel nie. Maar ek's regtig sleg. Ek het een les gaan vat en toe sê die my instrukteur luister, ek dink jy moet so 1000 balle slaan voordat jy 'n golfbaan toe vat. Dis okay, ek het ook gelag. Okay, goed. Okay, so kom ons hou by die musiek want jy lyk maar vir beter is met die musiek as met die golf noodwendig. So kom ons gesels oor collabs want jy doen verskriklik baie collabs. Ja, so met wie wil jy nog 'n collab doen? Yes, dis interessant jy my vra. Ek wil hierdie jaar baie collabs doen. Ek en Ampie
moet nou sit volgende week om te kyk. Ek en hy het eintlik die mandolientjie. Jy met jou mandolientjie. Ons het al 2 jaar terug 'n weergawe van hom gedoen. Okay. Maar ons het hom nooit vrygestel nie. Hoekom? Dis maar timing, jong. Okay. Tussen my en hom en al die dinge, want hy sit baie musiek uit, ek sit baie musiek uit. So ons wil dit ding saam doen. Ek wil baie graag Janie de Tooy het laas jaar gesê hy's bereid om saam met my ding te doen. So ek wil graag saam met hom ietsie doen. Jy weet daar's 'n paar mense, ek wil graag saam met Bibi enetjie doen. Daar's 'n paar bucket list goedjies. Ja. Soos ek wil graag saam met Ignis iets doen. Want hy lyk soos 'n cool ou. Jy weet, en ek dink ek en hy sy vibes gaan lekker saamwerk. So ek het klomp sulke ek wil kyk of Koenie dalk lus is om 'n bietjie zef te gaan, jy weet. My musiek is nou nie net op Koenie se level nie, weet. So ons sal sien. Ja. Maar weet ons ek het groot drome, maar die goeders gebeur nie altyd nie. Soos daai kinderalbum wat ek al vir 5 jaar lank aan besig werk. Okay, goed. Hoorie, iemand vra, kan jy Lisa se klavier sing? Ek dink as jy Afrikaans is en jy kan gitaar speel en jy kan nie Lisa klavier sing nie, dan moet jy dalk gaan evalueer waar jou beginsels lê. Okay. Dis een van die beste songs wat ooit in die wêreld geskryf is. Okay, maar nou, ek dink Shireen bedoel, kan jy hom nou sing? Wel as jy 'n loftes toe kom, dan sal ek hom sing. Ons is daar vir loftes, as jy Lisa se klavier kan sing. Moet ek hom nou sing? Jy moet hom nou vir ons sing, as Ek jy het hom kan. actually lanklaas gesing. Ag ja, maar hier sit ons jou heeltemal op die spot. Ek die vriendin ver by die blou see aan die hang van Tafelberg. As die son sak, speel jy jou mooiste melodie. Haar vingers ken die pad opgesluit in wit en swart. Die klavier se grootste vreugde, hart sy die verlange, aanvaar die hart se diepste smaak. Ja, die hele wêreld word stil en luister in die donker uur naar die nachtgeluide van Lisa se klavier. Ja, die hele wêreld word stil en luister in die donker uur naar die nachtgeluide van Lisa se klavier. Nou die groot ding van Lisa is, dit was 'n vrou wat Koos actually baie verlief op was in sy jonger dae. As hy het gaan staan en sy hart gebreek, sy getroud met 'n ander man en kinders gehad het saam met hom. En jare later het Koos 'n nuwe versie geskryf vir hierdie song, wat baie min mense ken, en ek wil hom graag voordra vir julle. Lisa het haar trane weer by my verloor. Lisa het haar drome hier by my kom stoor. Lisa sal haar hart nooit vir my kom gee. Lisa sal haar trane nooit met my kom deel. Met my kom deel. Met my kom deel. Met my kom deel. Ja, die hele wêreld word stil en luister in die donker uur naar die nageluide van Lisa se klavier. Yay! Woehoe! Baie dankie, boodskappe wat instroom. Wat 'n stem, sjoe, ek het sommer vergeet om werk te doen. Ja, dis wat jy aan die mense laat doen. Shireen sê dankie. Stunning, sy stem is amazing. Daar het jy dit, Chris. Ja, mense is fans. Ego gehou op. Ek wil trek dit alles terug. Dis 'n blanke baie dankie. Christian, ons het nog steeds gepraat oor om jou weer heel te maak nie. Ons gaan nog daaroor praat. Ons kom nog daarby. Ons praat heeltemal te lekker. Ek wil praat nog eers oor sosiale media, Daniel Brits. Nee, ons is nou verby hulle. Ons wil nog praat oor wat lê voor vir 2026, want dit gebeur alles net hierna. 10:02, ek en Christian Baartman kuier heerlik. Ons nog nie eens by die nuwe enkelsnit uitgekom nie, Christian. Ek sit so baie van hulle uit mee. Ek meen, ons kan net maar die volgende praat. Ek hoor jou. Maar jy het hom net vir ons gesing, nee? En dit was so lekker om jou weer heel te maak. Vertel ons 'n bietjie oor die enkelsnit. Wat was die inspirasie daar agter?
kyk in my verlede en ek praat nou glad nie met die huidige ekse nie, maar toe ek jonger was, het ek maar ding hulle noem die Messiah kompleks. Ja. So jy gaan vir die gebreekte voeltjies, vlerkie voeltjies, so jy wil hulle red, jy weet. Maar dis nie iets wat jy as prins doen nie, dit is iets wat maar gebeur want jy wil graag mense help. En dan op die einde van die dag val die verhouding uit mekaar uit, want jy kan nie iemand red nie. Die enigste persoon wat 'n persoon iemand kan red is jouself. Ja. Jy weet, en die liedjie gaan daaroor. Dit gaan oor baie mense wat vasgevang is in 'n verhouding waar hulle probeer so hard om die ander persoon net te genees of te genoeg te wees vir hulle en ek het vreeslik baie sielkundige komponente daarin gebou en dan voel jy altyd verantwoordelik vir die ander persoon, maar jy is nie. En dis waar die liedjie gaan. So die liedjie is daar om mense te konfronteer. Dis natuurlik ek dink ekskuus jammer, dit gaan nou arrogantlik, maar ek dink is een van die beste songs wat ek al geskryf het. Ek geniet hom vreeslik. Ek dink en ek dink dit is om mense te help hulle self konfronteer in hulle verhoudings, dat of jy met iemand gaan sien of dis dalk die einde van 'n verhouding wat eintlik nie veronderstel is om te wees nie. Jy weet, behalwe nou in die huwelik moet jy alles uitsort. Sorry, you committed. Maar ek dink ons almal leef in soms in onnodige trauma. Want ek is verantwoordelik vir my eie seer, nie jy nie. Ek kan alwees om jou te ondersteun, ek kan jou lief hê, ek kan vir jou help, maar ek is nie verantwoordelik om jou te genees nie. En ek is ook nie verantwoordelik vir die seer wat jy vir my maak as gevolg van jou seer nie. En dis waar die liedjie gaan. Dit gaan jy sal sien, daar's in die liedjie staan daar, dat ek nou die woorde oproep, want ek is nou sleg met woorde, maar ek sê mos op 'n stadium, waar is al jou vrede? Waar is die ding nou? Ek het hom geskryf en ek kan nie meer onthou nie. Daar so, jy soek 'n ridder om vir jou te red, maar daai monster in jou is die een wat jou hou. Ja. Want ek kan jou nou red van jouself nie. En ek kom met my double cab Hilux Ford Ranger of whatever opdaag in my groot huis en fancy karre en ek vir jou sekuriteit gee, but it's not going to change the fact that you have something inside of you that's hurting you. Then you need to figure out and confront and find your own healing within that. En 'n ridder is nie daar iemand wat jou gaan red nie, jy moet jouself kan red in daai konteks van emosionele trauma. Ja, verseker, iemand anders kan dit nie vir jou doen nie. Waar vind jy jou vrede? Musiek, die bed. Ek is 'n interessante journey met die Here. Ek en hy fight nogals baie op die oomblik. En so ek en hy het 'n bietjie van 'n love-hate relationship op die oomblik. Hy is meer love, ek is meer hate. Maar jy moet tog op die einde van die dag dalk vrede vind, want dit is tog jou kern. Want ek het ook laas jaar besef, was jy maar koud of warm, en nou is jy lou en ek spoeg jy uit die mond uit. Ja. En ek het net besef, ek kan nie lou wees nie. So ek is in 'n interessante journey met die Here waar ek fight nogals baie met hom. En want ek verstaan nie alles nie en ek wil dit verstaan. Ja. En ek voel hy is 'n God van kennis en hy moet vir my kan help om te verstaan. So ek probeer nogals hard om daar vrede te vind. En ek dink daai is 'n goeie plek want dit konfronteer jou eie trauma. As jy in jou geloofsjourney begin stap, jy begin die Bybel lees, dan wys dit nogals baie van jou eie eienaas uit, want dit is gewoonlik goeders wat jy mee fight met die Here en wat met die skrif met jou nie lekker saamstem nie. Dan kan jy 'n bietjie daar gaan deep dive en jy gaan kyk, dalk is daar ietsie binne my wat nie reg is nie. En ons hou nie altyd daarvan nie, Ons hou nie altyd daarvan om te kyk, innerlik te kyk na wat gaan aan hier by ons nie. Jy sê jy stel gereeld musiek vry, wat lê voor vir 2026? Kan ons nou 'n hele string liedjies ook verwag? My plan is om 10 liedjies hierdie jaar uit te bring. 10. Genigtig. Julle gaan nie noodwendig almal kry nie. Ek gaan dit maar op die platforms uitsit. So ek ben Pieter Marcato, is 'n vriend wat ek nou al vir 18 jaar ken. Ek en hy is nou al vir jare wat ons sê ons moet ding saam doen. So ek en hy het nou 'n liedjie saam geskryf, hy kom volgende maand uit. Ek is besig om my eerste Engelse liedjie te doen. Ek weet nie wanneer ek hom gaan vrylaat nie, maar oorspronklik Engelse liedjie, né? Ja. So hy kom, dit gaan eintlik, dit is 'n grappie wat ek gemaak het met een van my barbers, die dames wat my baard help in stand hou. En die liedjie is so mooi dat ek gedink het, ek wil hom eintlik opneem. So dit gaan oor 'n persoon, dis soos wat appel, maar dit gaan nie noodwendig, is nie noodwendig verlief op die persoon nie, maar ek voel ek wil ook daai journey begin ondersoek van in 'n derde persoon se perspektief staan en skryf uit iemand anders se perspektief in plaas van dat jy uit jou eie selfperspektief skryf. So ja, ek het klomp liedjies, ek kan amper die ding, ek wil graag met Janie die ding doen as ek kan. Jy weet, so daar's baie huisters in die vuur op hom. Ek het op hom 3 liedjies wat in die studio lê en wag vir my. So as ek nou huis toe gaan, begin ek weer werk aan hulle.
Jy is 'n besige man, Christian. Ek waardeer jou tyd vandag. Stop, ek waardeer julle tyd. Dankie vir jou. Dankie vir die nuwe lied en dat jy hieroor kom praat het en dat jy ook bereid is om diep te delf en daai diep delwings en innerlike, jy weet wat ons baie keer kyk, en innerlike konflik en oop en eerlik daaroor te wees en te skryf daaroor. Baie sterkte vir 2026. Ons kan nie wag vir al 10 plus liedjies nie. En al die collabs wat voor lê, ons hoop hulle gebeur. Ons hoop baie stoute ene saam met Koenie gebeur ook. Asseblief, julle kom maar, as julle hom ken, geef hom 'n WhatsApp of 'n SMS en sê vir hom, hy is mos nie groot op WhatsApp nie. Sê vir hom, ja, Christian Baartman oukie, hy's so oulik, ek sing dalk saam met hom 'n liedjie. Maak my voorbrand julle het sy nommer. Stuur vir hom 'n SMS. Kom. Christian, baie dankie vir jou tyd. Dankie vir julle en ek sien julle by Loftes. Jy sien ons by Loftes. Dis Christian Baartman om jou weer heel te maak. Gaan luister gerus daai splinter nuwe liedjie. Groot FM 90.5